ons met die kracht vandaag. Die Heilige Geest, o Heer, alleen kan liefde inspireer en deur die kracht in ons, o Heer, ontbrand die heilige vuur. O Gees van geloof en kracht, kom nou terwyl ons hier wag en reinig elke binnendorp, loop ons met die kracht vandaag. Die Heilige Geest, o Heer, skenk ons die gawes deur gebed. Die stem vertroos en sterk ons Heer en kan uit storms red. O Gees van geloof en kracht, kom nou terwyl dat ons hier wag. Liefde, elke binnendorp, loop ons met die kracht vandaag. Die Heilige Geest skenk ons, o Heer, genade elke uur. En wyl ons wag, kom nou, o Heer, met reinigende vuur. O Gees, daal het liefde neer, kom nou terwyl ons hier wag. O Heilige Geest, halleluja, daal neer met vuur. Al ons soos op 'n sterdag. O Gees, halleluja,
beloven. Staan en zeven, halleluja, de spulsten er leven. En die vieren brandvoet, oh, die vieren brandvoet, halleluja, die vieren brandvoet. De spulsten er leven, en die vieren brandvoet. Die reek beloven, het staan en zeven. De spulsten er leven, en die vieren brandvoet. Halleluja, die vieren brandvoet. Oh, die vieren brandvoet. De spulsten er leven, en die vieren brandvoet. Die reek beloven, staan en zeven. Halleluja, de spulsten er leven, en die vieren brandvoet. Halleluja, die vieren brandvoet. Die vieren brandvoet. De spulsten er leven, en die vieren brandvoet. Die reek beloven, staan en zeven. Halleluja, de spulsten er leven, en die vieren brandvoet. Oh, die vieren brandvoet. Halleluja, die vieren brandvoet. De spulsten er leven,
dankie vir die vuur, dankie vir die Heilige Gees. Halleluja, ons prys die groot en heilige naam, halleluja. Prys die Here, dankie, halleluja. Onse Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op hierdie aarde. Baie, baie dankie. Halleluja, Here Jesus, dat u het gesê, alles wat julle die Vader in my naam vra, dit sal hy vir julle gee. Dankie daarvoor, Vader, want u het gegee, alles wat ons in die naam vra, Here, dit sal u ook vir ons doen. En wat ons in hierdie oomblikke van u vra, in u naam is, u wat die doper met die Heilige Gees is. Laat mense waarlik in hierdie dae eg gedoop word met die Heilige Gees. O Here, daar's te veel namaaksels in die tyd waarin ons lewe. Maar ons vra vir groot genade, dat die wat opreg bid, opreg met u is, wat die waarheid lief het, wat soek na die welbehae van die Here. O Here Jesus, laat hulle met die regte, egte, Heilige Gees te doen kry, en doop hulle met die Heilige Gees, soos op Pinksterdag. Halleluja, Here Jesus, dis wat u gegee het, dis wat u gedoen het op Pinksterdag, dis wat u gesê het wat sal gebeur, en Here, dit kom ons almal toe, en hulle wat nog nie gedoop is met die Heilige Gees nie, dit kom hulle toe, dit wat gebeur het, toe u weggevaar het, en op Pinksterdag, en het die Heilige Gees uitgestort is, halleluja, dit wat u daar gedoen het, Here, dis nog dieselfde. Ons as mens wat baie idees kry, ons as mens wat plan het, ons as mens wat dink ons weet hoe, Here, maar dis alleen die Heilige Gees wat ons kan leer en lei in die hele waarheid, en dis die Heilige Gees wat ons so nodig het in hierdie dae waarin ons lewe, want ons besef net een ding, sonder die Heilige Gees, Here, is ons absoluut tot niks in staat nie, en sonder die Heilige Gees, Here, sal die leuen en die onegtheid ons oorrompel. Dankie vir die Heilige Gees. En hulle wat al reeds gedoop is met die Heilige Gees, Here, laat dit wat hulle ontvang het die dag toe hulle gedoop is, in hulle lewe sal herleef. O, halleluja. O, Here, het is nie 'n herlewing wat moet plaasvind nie. Dit is die kinders van die Here wat gedoop is met die Heilige Gees, wat weer sal moet herleef. Halleluja. O, Here Jesus, doen dit, verheerlik u naam, sodat hierdie wêreld kan sien en getuig dat ons dien die lewende God van hemel en aarde. Eer u daarvoor. Here, baie dankie ook dan vir u woord in hierdie aand. Laat dit dan waarlik sal wees, dat elke een wat 'n oor het kan hoor, wat die Gees aan die gemeente sê, dat elke oor stryk sal word met die bloed, sodat die waarheid alleen ingang sal vind. En dankie vir die Heilige Gees wat u vir ons gegee het. O, Here Jesus, u het niks teruggehou nie, u het die volheid van dit gegee. En Here, dis ons wat daarvan ontslaag geraak het. O, en ons bid in hierdie aand, soos ons gesê het, Lord, bring back those happy days. Halleluja. Daardie dae van toe die Heilige Gees uitgestort is, soos op Pinksterdag. Here, doen dit weer eenmaal. Vereer u heerlike naam, omdat ons weet, dit wat ons in die naam vra, dit sal u ook sekerlik vir ons doen. Baie dankie daarvoor, Here. Halleluja, en ons prys u. Amen en amen. Prys die Here, en ons is dankbaar teenoor die Here, dat ons so saam kan wees. Groet u almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Ek is pastoor Flippie Gerber. Telefoonnommer is 082-874-1705. Halleluja. Prys die Here. Dus dank die Here, ons het laatst Sondag aangepraat van die eenheid van die Gees. En ons het gehoor dat die heerlikheid van die Here kan 'n eenheid vorm. Eenheid van Gees.
Halleluja. En ek wil hier 'n paar skrifte lees wat vroeër in Pinkster gebeur het. In die ou Pinksterkerk. Wat sê die woord? Hy sê in 1 Konings 8. Dit is die 11de versie. Hy sê, en die priesters kon vanweë die wolk nie staan om diens te doen nie. Halleluja. Nou, hy sê, want die heerlikheid van die Here het die huis van die Here vervul. Halleluja. Dit het ek gesien, geondervind. Halleluja. Toe ek nog 'n kind in die skool was en nog so 'n paar jaar nadat ek uit die skool uit is. En toe dit stadig aan verdooi. Daar het ons gesien in dienste, 'n broer en 'n gewone sonder 'n spesiale prediker. Ons pastoor wat ons gehad het, en sy kerkraad en al die mense wat daar was vol van die Heilige Gees. En daar het ons aanskou, wanneer ons die eenheid van die Gees bereik het, deur die heerlikheid. Halleluja. Dat mense het vorentoe gegaan. En soos hulle daar voorgestaan het, het hulle omgeval. Daar was niemand wat enige een gevang het. Halleluja. Wat ek wil vir u dit sê. Vandag is daar catchers, hulle noem hulle catchers, wat die mense vang wat omval. Ek wil vir u sê, hulle daar omgeval sonder dat iemand naby was. En nie een van hulle het ooit seer gekry. Nie een nie. En nie een van hulle, en daai het die vrouens nog rokke gedra. Nie een van hulle se rok het opgetrek nie. Teendeel. Nee, alles was netjies toegewys. Maar wat gebeur vandag? Iemand kom en dan waai so met sy hand, dan val die mense daar om, en dan moet hulle net keer, of anders kry die mense seer. Ek wil vandag vir u iets sê. Die dinge waarvan die woord praat in die Ou Testament. Hy sê dit is voorbeeld. Halleluja. Hy sê op een plek, dit so mooi, is 'n teebeeld van die ware. Halleluja. Dit is net 'n gedaante van die werklikheid wat sal gebeur in die Nuwe Testament. Alles wat in die Ou Testament gebeur. Dit is dieselfde Gees. Dis dieselfde heerlikheid. Dis dieselfde heiligheid. Oh, halleluja. Dis alles dieselfde. Maar in die Nuwe Testament het dit wat in die Ou Testament het, ek wil sê, vermeter. Dis waarom die Here gesê het, dit wat ek gedoen het, sal julle ook doen, en nog groter dinge. Waarom? Nou, in die Ou Testament, dit wat die profete gedoen het, Elia, Elisa, Jesaja, ensovoorts, die kan Moses toe gaan, die kan teruggaan tot by Genesis. Maak die saak. Dit wat daar gebeur het deur mense, en manne en vroue wat die Here gedien het. Halleluja. Dis 'n teebeeld. Toe Christus kom, dis dit die werklikheid. Halleluja. En toe het alles na sy volheid toe gegaan. Wat? Die heerlikheid, die heiligheid. Oh, die teenwoordigheid van die Here. Nou, ons weet dat die heerlikheid teenwoordig. Die heerlikheid van die Here is die teenwoordigheid van die Here wat in 'n plek en daar. Halleluja. En ek het laas Sondag iets gesê op, en ek het gesê dat die Heilige Gees werk in die heerlikheid. Halleluja. Ek gaan nou vir die verduidelik waarom ek het sê. Maar ek wil nog 'n skrif lees. Kronieke 2 vers 1:11. Hy sê, aan u Here kom toe die grootheid en die mag en die heerlikheid en die roem
en die majesteit, ja, alles in die hemel en op aarde. Aan U, Here, kom toe, koningskap, selfverhooging, hoof oor alles. O, prys die Here. En dit, wanneer die heerlikheid van die Here so in 'n plek inkom, is dit hierdie dinge wat die volk uiter teenoor die Here. Hy word verhef, hy word vereer. Halleluja. Hy word groot gemaak. Prys die naam van die Here. Daar's niemand wat hulle drywe om dit te doen nie. Nee, broer, dit gebeur net. Maar daai mense wat daar staan, wat gedoop is met die Heilige Gees, broer, dis net so. Dan val die heerlikheid van die Here in 'n plek en die teenwoordigheid van die Here is daar. Halleluja. Dit gebeur net. En alles gebeur net. Sonder dat jy vir 'n sieke bid word hulle gesond. Sonder dat jy doop vir die bid vir die dooping van die Heilige Gees, doop die Here met die Heilige Gees. Sonder dat jy gaan om die sondags wat uitgeteel het om vir hulle te bid, en broer, red die Here hulle klaar, want hulle bely sommer hulle sondes. Alles gebeur in een oomblik. Moses het iets gesê. Josua kom by Moses terwyl hulle op die berg is. En Moses kom terug van die berg en sy gesig blink. En hy het sy gesig toegemaak. Maar Josua kom by Moses en sê, Moses, hoor daar onder die volk. Hoor die oorwinningskreet. Josua hoor dat die God het hulle uit Egipte gelei en hy dink hulle is rondom die kalf en hulle aanbid die God wat hulle uit Egipte gelei het. Hy het nie mooi gehoor nie en dis oorwinningskreet wat aangaan. En Moses sê vir hom, Josua, dis nie 'n oorwinningskreet. Dis 'n buurtgesang. Halleluja. Dis seker een van die grootste voorbeelde. Vandag is dit mos so. Elkeen kry sy beurt in die kerk. Jy weet mos, die sangleier kry sy beurt, hulle sing. Die sekretaris of wat ook al kom na vore en hy sê dat ons gaan nou bid en dan bid daar iemand. As hulle klaar is, dan gaan sit almal en dan is daar mos nou iteme wat koslik is wonderlik. Ek weet, ons weet dat vroeger jare se Pinkster mense opgestaan en hulle voor gaan staan en hulle het 'n lied gesing. En wanneer hulle sing, het die Gees van die Here oor die vergadering gekom en die heerlikheid was daar. Halleluja, ek ken dit. Ek weet ek was daar gewees, maar vandag is daar 'n item, nie meer 'n item. Dis 'n buurtgesang. Want hulle moet nou mooi optree en hulle moet nou 'n seën vir almal wees. Nou, hulle moet nou wys hulle het iets van die Here ontvang. Nou, en die mense moet hulle cheer, hande klap en cheer en ander fluit en weet jy wat alles nie. Dan voel hulle, prys die Here is met ons. Dis beurtgesang. Ek onthou vroeger jare sit ons in die diens. 'n broer, dan staan daar 'n broer of 'n suster op en dan val hulle weg met 'n koortjie. En die mense agter die instrumente gaan, hulle klaar in die bank gaan sit, 'n broer, hulle gaan voorop toe hulle begin speel. En die Gees van die Here kom oor daai vergadering. Waag dit vandag in 'n kerk. In 'n Pinksterkerk. Waag dit. Hulle die Gees van God, ek wil amper sê, hulle reguleer hom. Hulle probeer hom reguleer, maar die Gees van die Here laat hom nie reguleer nie. Nee, ou broer, hy gee pad eerder. Dis waarom aan niks aangaan nie. Halleluja. En die woord van die Here sê ook in 2 Kronieke 7 vers 4. En net toe Salomo, halleluja, sy gebed voleindig het,
het die vuur uit die hemel neergedaal. En die brandoffers en die slagoffers verteer. Wanneer was dit? Toe Salomo die tempel inwy. 'n Broer, toe hy klaar gebid het die vuur uit die hemel neergedaal. En die brandoffers en die slagoffers verteer. Dan nou, o Gees, hoe sê hy? O Gees, kom met die heilige vuur. O, halleluja. Hy sê die woorde, en die heerlikheid van die Here het die huis vervul. Halleluja. Weet jy wat is asof die Here die vuur gebruik om alles en almal skoon te brand, sodat sy heerlikheid die huis kan vul. Halleluja. Halleluja. O, prys die Here. Vroeger jare het ons gesing, fire, 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 fire fall on me. Maar die Here weet, ons het dit nodig, dat die vuur sal vat, sodat hulle mense uiterlik en innerlik kan skoon brand. Want die volk van God is wederstrewig teenoor die woord van die Here. Hulle wil lewe soos wat hulle wil, hulle wil ryk soos wat hulle wil, hulle wil wandel soos wat hulle wil aantrek soos wat hulle wil, hulle gaan te kere soos wat hulle wil, en dan sê hulle nog, prys die Here. Is tyd dat die vuur van God weer, waar in die Pinksterkerke sal neerdaal. Die Here het op een plek in die woord gesê, en dit is, hy sê, vuur moet gedurig op die altaar brand, nag en dag. Wat het geword van die vuur? Ons wil hom by die kerk net so 'n bietjie aansteek. Kom ons huis toe, dan is dit weer 'n borsdood besigheid by die huis. Halleluja. Dan sê hulle, die huis van die Here is daar, dat die Here jou kan seën. Die Here wil jou graag ontmoet, en jy het miskien 'n ontmoeting met die Here gemis. Wat se leuns is hulle mee besig? Weet jy waarom was jy in die kerk nie? Jy was lanklaas deur die vuur gewees. En die kerk waar jy aanbid was ook lanklaas deur die vuur. Dis waarom jy nie lus het om te gaan nie. Vandag gaan hulle kerk toe, want daar word koffie gedrink, daar word geëet, daar word gesels, en soos wat hulle gesels en lag en vertel mekaar grappe, broer, so stap hulle in die kerk, en ander stap sommer met hulle koffie en hulle tee ook in die kerk, want as die oomblik as die pastoor sê, ons gaan nou met die diens begin, dan raak almal doodstil. Nie een het gebid nie. Nie een het op die Here gewag nie. Nie een het gevra, o Here, reinig ons vandag. Nie net deur die bloed nie, maar deur die vuur van die Heilige Gees. Maar hulle sê, hulle dien die Here. En hulle sê, maar ons kerk brei uit, die gemeente raak groot, ons moet 3 dienste op 'n Sondag hou. Dit help nie, jy hou 3 dienste op 'n Sondag, en jy preek vir 'n klomp dooies nie, terwyl jy self dood is. Halleluja. Wat sê die woord verder? 2 Kronieke 7 vers 3. En toe al die kinders van Israel sien hoe die vuur en die heerlikheid van die Here op die huis neerdaal. Halleluja. Getuienis, Rassie Erasmus Flip Gerber, nou bietjie van 'n Wesfees. Halleluja, daar was 'n hele paar predikers in ons land, waar hulle dienste gehou het, dat hulle die vuur op die dak gesien brand. Broer, wat sien ons vandag op die dak brand? Niks. Halleluja. Want as die vuur brand, dan is die heerlikheid daar. Dit sê hy so. Ek wil dit weer lees.
Hy sê, en toe al die kinders van Israel sien hoe die vuur en die heerlikheid van die Here op die huis neerdaal, het hulle gekniel. Met die aangesig na die aarde toe, op die plaveisel, en aanbid en die Here geprys dat hy so goed is, dat sy goedertierendheid tot in ewigheid. Hoe goed is die Here, halleluja. Ek meen, die Here het vir Israel baie gedoen, maar 'n broer, toe hulle die vuur en die heerlikheid neersit, en jy sien, op die dak van die huis, 'n broer, kniel hulle neer, en hulle roep uit, en hulle prys die Here, en hulle aanbid hom, omdat hy so goed is. Hoe goed is, dat die vuur en die heerlikheid op die huis van die Here se dak is. As jy wil praat van die Here is goed vir jou, wanneer laas, my ou pastoor, wanneer laas wat die vuur en die heerlikheid op jou kerk se dak, of binnein? Toe is daar dit sien, toe besef hulle hoe goed die Here is, hulle sê, en dat sy goedertierendheid is tot in alle ewigheid. Dis die goedheid van die Here, halleluja. Dat die vuur en die heerlikheid in 'n plek kan beweeg, of op 'n dak kan sit. Halleluja, prys die Here. Dis soos dit gebeur het in PE, waar Flip Gerber dienste gehou. Pastoor Flip Gerber. Toe hulle so besig is, toe hoor hulle die brandweer buitekant, toe hulle gaan kyk. Toe iemand laat weet, maar die kerk, hierdie gebou is aan die brand, die vuur brand op die dak, toe die brandweermanne daar kom, en hulle sien wat gebeur, toe was hulle so verstom, want niks het gebrand nie, die vuur was op die dak, maar niks het gebrand nie. Halleluja, en het die Here nie gewerk, wonderbaarlik in die dienst, halleluja, maar dis wat die Here vir ons bedoel het. Maar ons het alles prys gegee, terwille van ons eie gestaltes, ons eie eer, ons belangrikheid, ons getalle, ek weet al die dinge, en geld, en my voorspoed, en my, ek moet alles hê wat ek nodig het, en ek kan nie na 'n plek gaan waar daar nie geld is nie, want die Here het my nie gestuur om daar by 'n arme gemeente te gaan en dood te gaan van die honger nie. Nee, ek is sy gesalfde, ek is sy diensknegt, en vir my moet alles reg wees. En die prediker se beroep word vandag geskoei op hoeveel geld in die gemeente is. Dis waarom hulle kan nie meer sing, Lord, bring back those happy days. Want hulle weet, net te verloor hulle alles wat hulle het. Om dit te kan bekom wat die woord van praat. Halleluja. Hy sê hierdie mooi woorde. Hy sê dit in Psalm 8, vers 5. Hy praat van die mens, U het hom 'n weinig minder gemaak as 'n goddelike wese, en hom met heerlikheid gekroon. In die begin het God die mens met heerlikheid gekroon. Waarop? Want die mens was die hele tyd in die teenwoordigheid van die Here in die tyd. Was die aanwindjie waar het God met die mens gewandel. Halleluja. Want die heerlikheid was daar. Want die mens is met heerlikheid bekleed. Soos ek al reeds genoem, toe die mens sondig, vat God die heerlikheid weg. En die Paulus sê, dit ontbreek ons aan die heerlikheid. Ons het almal het gesondig en ontbreek ons aan die heerlikheid. Halleluja. En weet jy wat hier interessant is? Dat die Here Jesus self, hy is ook met heerlikheid bekleed. Die impak van Adam en Eva se sonde was so geweldig. Hoor wat bid die Here Jesus. Ek moet dit vir u lees. Halleluja. Hy sê hierdie woorde in Johannes 17. Prys die naam van die Here. Johannes 17. Die Here Jesus bid in hierdie hoofstuk van Johannes 17. Hy sê die 5de vers. Kom ons lees die 4de vers. Ek het u verheerlik op die aarde.
die werk wat U my gegee het om te doen, het ek gedoen. En nou, Vader, hoor wat sê, hoor wat bid die Here Jesus. Iets wat hy verlang, iets wat hy vra, iets wat hy soek, iets wat hy graag weer wil hê. En hy is die seun van God. Want ons sondes het ook sy heerlikheid weggevat. Hy sê hierdie woorde. Hy sê, en nou Vader, verheerlik my by U self met die heerlikheid wat ek by U gehad het voordat die wêreld was. O God. Dit meen, wanneer het sy heerlikheid verloor? Toe die wêreld, toe die skepping na vore kom. Toe sy heerlikheid ook weg. Halleluja. Want sy siel het 'n skuldoffer geword vir ons sondes. Hy het ons sondes op hom geneem. God het ons sonde gemaak. Toe God ons sonde maak, sodat die mens gered kan word met die skepping. Toe Adam en Eva sondig, toe verloor hy sy heerlikheid. En hier bid hy, Vader, gee my daar die heerlikheid. En dan sê hy in die 17de vers, hy sê, hy bid die Vader en hy sê, heilig hulle in U waarheid, U woord is die waarheid, heilig hulle in U waarheid. Waarom? En hy bid, en hy sê hierdie mooie woorde, en ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan word. Halleluja, ek heilig myself vir hulle. Waarom? Gee my die heerlikheid wat ek gehad het. Heilig hulle in die waarheid en ek heilig myself, sodat hulle in waarheid geheilig kan word. Gee my die heerlikheid wat ek gehad het, en hoor wat sê die woord verder. Prys die Here, 21ste vers, dat almal een mag wees, net soos U, Vader, in my en ek in U. Dat hulle ook in ons een kan wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. 22ste vers. Halleluja. En ek het hulle die heerlikheid gegee wat U my gegee het. O, halleluja. Toe die Here die werk volbring het, toe weet hy, dat wanneer hy gaan vra, gee my die heerlikheid wat ek gehad het. Toe weet hy, dat die Vader gaan vir hom die heerlikheid gee. En die Vader het dit gedoen. Halleluja. En nou kan hy bid en hy sê hierdie woorde, ek het hulle die heerlikheid gegee wat U my gegee het, sodat hulle een kan wees net soos ons. En ek wil dit vandag sê, daar is niks, hoor wat ek sê, niks binne in die kerkwêreld wat ons kan een maak nie. Daar is niks. Hoor wat ek sê, niks. Julle kan die mooiste preke hê, die mooiste gebede. Julle kan die wonderlikste liefde openbaar aan mekaar. Halleluja. Julle kan mekaar vergewe. Julle kan mekaar, ek wil amper sê, opeet. Daar sal geen heerlikheid wees. Daar sal geen eenheid wees. Halleluja. Julle kan die wonderlikste kerkkonstitusie hê. Julle kan die wonderlikste kerkhoofde hê, die wonderlikste pastore. Dit sal nie 'n eenheid bring nie. Daar's net een ding wat die eenheid bring. En dit is die heerlikheid wat die Here Jesus ons gegee het. Die heerlikheid wat die Vader vir sy seun gegee het. Vader gee dit vir sy seun. Sy seun gee
dit vir ons. En hy self, die Vader gee die Heilige Gees vir sy seun, en sy seun word die doper met die Heilige Gees. Sy seun word geheilig in die waarheid, sodat ons in waarheid geheilig kan word. Die Vader doen dit alles vir sy seun, sodat sy seun dit ook met ons kan doen. Dis waarom ek laas Sondag afgesluit het met die quote, hoor die heerlikheid van God, mag dit altyd by ons bly. Want dit bring 'n eenheid. Hoor wat sê die woord verder. Hy sê ek en hulle, hoor wat sê hy nou, en u in my. Ek in hulle, en u in my. U is in my, en ek is in hulle. Dit meen, Vader en die Heilige Gees is ook in hulle. Want my liggaam het 'n tempel geword van die Heilige Gees. Halleluja. En die heerlikheid veroorsaak dat hulle een word. En dan kan die seun wat in die Vader is, saam met die Vader in ons wees. Halleluja. En die Heilige Gees is daar. En dit het God behaag. Luister nou baie mooi. Halleluja. Dat die volheid van die Godheid in Christus se liggaam sal woon. En nou sê Paulus, die volgende vers. Hy sê, ons het hierdie volheid in Christus. Wat is die volheid? Die Vader, die Seun, die Heilig, alles wat God is. Dis die volheid van die Godheid. En ons het dit in Christus. Wat? Die Heilige Gees, die Seun en die Vader. Gee my die heerlikheid wat ek gehad het. Sal die Pinksterkerk nie op die plek kom waar hulle sal begin neerval en bid en sê, Here, gee ons die heerlikheid wat U vir ons gegee het, laat dit terugkeer in sy wese. Ek wil net dit sê, dat as jy die heerlikheid van die Here, vir die Pinksterkerke sê, as julle die heerlikheid van God weer wil teruggee in julle kerke, sal julle van al julle sonde en ongeregtigheid ontsla moet raak, want ons het almal gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid. Dis omdat die sonde in die kerk, Pinksterkerke ingekom het, dat die heerlikheid van God nie meer daar is. Halleluja. Hy sê verder, 24ste vers, Vader, ek wil hê dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat U my gegee het. Halleluja. Die heerlikheid, ek gee nie net hulle heerlikheid, maar hulle moet my heerlikheid aanskou. Het hulle dit aanskou? Johannes 1 vers 14. Hy sê, ons het sy heerlikheid, die heerlikheid van die eerstgeborene van die Vader. Ons het dit gesien. Skryf die apostels. Johannes. Ek wil hê dat waar is hy? Hy is by die Vader. Aan die regterhand. In heerlikheid. En Here, Vader, dis waar ek wil hê dat hulle moet wees. Sodat hulle my heerlikheid kan sien. En is ons nie saam met Christus in hemelse plekke nie? Sit ons nie saam met op sy troon nie? En weet jy wat? Ons sien niks van sy heerlikheid nie. Waarom? Want sonde het veroorsaak dat ons ontbreek aan die heerlikheid van God. Hoe sal ons dit nog sien? Ons het dit gesien. Ek het dit gesien as kind. Halleluja. Hy sê hierdie woorde. Omdat U my gelief gehad het voor die grondlegging van die wêreld. Gee my die heerlikheid wat ek gehad het voor die grondlegging van die wêreld. Maar waar ek is, moet hulle ook wees, sodat hulle my heerlikheid kan skou, soos ek gehad het voor die grondlegging van die wêreld. En U het my lief gehad voor die grondlegging van die wêreld. Voordat my heerlikheid weggevat het U my lief gehad.
en het my nog steeds lief gehad, nadat ek nie meer heerlikheid gehad het. En hy het sy heerlikheid verloor, terwille van ons. En hy doen alles wat die Vader gesê het, hy volbring die werk, en hy gee die heerlikheid terug. Waarom? Johannes het uitgeroep, daar is die lam van God wat die sonde wegneem. Die dag toe die Here my en jou red deur sy kosbare bloed, toe neem hy my sonde weg, en Christus gee sy heerlikheid wat die Vader hom gegee het, aan ons, sodat ons een kan wees. Ek dink die regte ding is wat ons moet doen. Ons moet begin bid. Here Jesus, gee ons die heerlikheid wat terug wat ons gehaat het, nadat U ons siele gered het, nadat ons gedoop is en gevul is met die Heilige Gees, gee daardie heerlikheid vir ons terug. Maar broer, ek weet net een ding, as ons daarvoor gaan begin bid, dan gaan die hoor hoe pastore begin bely, hulle sonde en hulle ongeregtigheid en hulle skelmheid en alles wat hulle verkeerd doen. Want die heerlikheid werk nie saam met sonde nie. Halleluja. En die Heilige Gees werk nie sonder die heerlikheid. So, ons moet kies wat ons wil doen. Halleluja. Halleluja. Vader, U het die geroep van die Seun gehoor, sy begeerte. Gee my die heerlikheid terug wat ek by U gehad het. Nou Heer, ons wat al reeds gedoop is met die Heilige Gees en met vuur en krag, gespreek in tale ensovoorts. Ons het die heerlikheid van God beleef. Halleluja. Maar Here, wanneer ons by mekaar kom in dienste, dan is daar geen heerlikheid. Dis ons wat die heerlikheid kan terugbring. Deur van ons sonde en ongeregtigheid ontslae. En net die bloed kan ons verlos en die bande breek. En dan sal die heerlikheid in volheid weer werk. O Here, help ons. Help ons. Halleluja. Dis U Seun wat sy hart voor U uitgestort het. Gee my die heerlikheid terug. Here, laat ons al begin om ons harte uit te stort en sê, o Here, gee ons die heerlikheid terug. Wys ons waar ons die heerlikheid verloor het en deur wat. Sodat ons ontslae daarvan kan raak, sodat die heerlikheid kan terugkom. Want die heerlikheid kom saam met die Heilige Gees. Waar die heerlikheid is, daar is die Gees van God. Halleluja. Die Heilige Gees. Dis wat ons so nodig het in die tye waarin ons leef. Here, ons wil net profeteer, daar gaan herlewing wees. Ons vra vir herlewing. Ons soek na herlewing. Here, terwyl die antwoord by ons lê. En ons vra dit in Jesus naam. Laat die heerlikheid van God weer eenmaal die huis van die Here, die kerkgebou, waar die ware aanbidders by mekaar kom, dat die heerlikheid daardie plekke weer sal vul, sodat die Heilige Gees kan werk. Bid vir hulle wat al reeds gedoop is met die Heilige Gees. Bid vir hulle, Here, wat nog nie gedoop is met die Heilige Gees. Laat elkeen van ons sorg, die wat ook nog nie gedoop is met die Heilige Gees, dat hy ontslae raak van die sonde, sodat die heerlikheid van God gegee kan word aan elkeen, saam met die Heilige Gees. O, halleluja.
O, prys die Here. Forgive me, Lord, and try one more time. I'll be yours, dear Lord, and you'll be mine. Though I have fallen, though I have sinned, let me rise and try again. Forgive me, Lord, and try one more time. Hallelujah. Yes, forgive me, Lord, and try one more time. I'll be yours, dear Lord, and you'll be mine. Though I have fallen, though I have sinned, let me rise and try again. Forgive me, Lord, and try one more time. Hallelujah, hallelujah. Oh yes, forgive me, Lord, and try one more time. Oh, I'll be yours, dear Lord, and you'll be mine. Though I have fallen, though I have sinned, let me rise and try again. Forgive me, Lord, and try one more time. Oh, dan is ja, beter dan is niet. Oh, was mij niet van die land. Ja, enige dan is nieuws aan. Ja, beter. Oh, beter dan is nieuw. Oh, ja, beter. Ja, beter dan is nieuw. Oh, was mij en liefde aan heel lang. Halleluja, en beter dan is nieuws aan. Oh ja, beter, dan is nieuw. Oh, beter, ja, beter dan is nieuw. Oh ja, was mij en liefde van heel lang. Ja, en beter. Ja, beter dan is nieuws aan. Zal het niet. Oh ja, beter dan is nieuws. Zal het niet. Halleluja, halleluja. Oh, Heer, ons weet, als ons beter dan sneeuw is,
sal die heerlikheid van die Here neerdaal. Saam met die Heilige Gees. Karmas. O Here, doen dit. Want ons soek na die Gees van God in sy volk. Saam met die Here. En ons vra dit in die naam en ons prys U daarvoor. Halleluja. Ons wil vir elkeen dankie sê wat elke Sondag aan so saam met ons vergader rondom die Heilige Gees. Halleluja. Gee ons die heerlikheid terug, Here. En ons weet dat die Here sal dit doen en sy naam verheerlik. En ons prys hom daarvoor en die Here seën U almal in sy mooi naam. Amen en amen.